Baie dankie, kan jou sitplek neem. Loof die Here. Nico, wie nie gaan jou getuienis kom deel nie. Deel gou. Dankie pastoor. Vanoggend toe Dani nou bid, voel ek, heerlike getuienis wat die Here op my hart al lank lê in hierdie week. En toe Dani nou bid vanoggend oor moedeloosheid en hy voel binne-in, wil ek julle vanmôre getuienis vertel. En ek dink dis mense wat hulle daarmee kan assosieer. Want ek was daar deur gewees. Ek ken nie u omstandighede nie. 2008 toe maak ons maatskappy toe. En ek sit vir 3 maande sonder werk. En 'n mens moet weet, jy het huis om te betaal, jy het kredietnuusware om te koop, jou goed moet betaal word en daar's nie geld nie. En is in daai tyd wat werk baie skaars was in Suid-Afrika ook in 2008, 2009 het hy so begin ingaan. En ek sit daai môre in my sitkamer. En Kruiskyk het nog daai tyd preke gehad in die oggende en deur die dag. En ek sit die TV aan en ek sit en kyk en Kruiskyk en hulle skakel oor na 'n pastoor hier in Gordons Bay en hy sit hier op die rotse en hy bring 'n boodskap daai môre en hy sê jy wat sit en kyk vanmôre op die televisie, dis vir jou. En hy begin te praat oor die kameel. Nou 'n kameel is hy loop en hy het 'n vrag op hom en hy wil daai vrag aflaai. Dan gaan hy op sy knie en hy rol op sy sy. Toe gaan ek in my sitkamer en ek sluit ons, maak die deure en goed toe. En ek gaan vra die Here. En ek gaan doen 'n manifestasie. Manifestasie sê ek vir u dit werk. Want as jy dit doen, kom jy nader na die Here toe. En ek gaan en ek bekniel soos die kameel en ek gaan rol en ek laai my vrag af voor die Here. Ek het nie daar opgestaan en daai vrag teruggelaai op my rug nie, want dan het ek God nie vertrou daai môre nie. En ek vir u sê, as jy jou vrag gaan aflaai of die Here gaan vra vir 'n ding, moenie daai goed terugvat op jou rug en weer met iemand gaan praat en sê, o, dit gaan so met my, o, dit gaan so met my nie. Want weet jy wat, dan het ons nie God vertrou nie. Want waar is jou vertroue in God dan? En dis waar ons die fout maak. Want dan kan die Here nie werk nie, want jy vertrou hom nie teen volle nie. En dis op 'n tyd in hierdie stadium in ons lewe wat ons nou, God met alles moet vertroue. Dit wat jy in jou hart het, moenie met ander mense gaan bespreek nie, want hy kan niks vir jou doen nie. Daar's net een wat vir jou kan doen, en jou sake vir jou kan oplos, en dis die Here. En ek het aansoek gedoen vir werk. Ons het in daai stadium, voor ek daai boodskap geluister het, was ons hier in Gordons Bay by familie gekuier het en goed. En ek het aansoek gedoen hier vir 'n pos. Nou ek bly in Pretoria. En nadat ek daai gaan afrol het en gaan kniel het en my saak voor die Here gaan los het. Dit was 11:00 die oggend, ek sal dit nooit vergeet nie. 3:00 daai middag, toe kry ek 'n oproep uit Gordons Bay uit. Toe vra hulle vir my, wil jy die pos hê hier in Gordons Bay? Toe sê ek ja. My vrou het nie omgegee nie, want hulle het 6 takke gehad. Toe moes ek Johannesburg toe gaan vir opleiding. Hulle het my petrol afbetaal en toe ek het alles gekry. Na 9 maande toe word ek terugverplaas Pretoria toe om daai tak te gaan verder help daarso. Dis hoe die Here werk, maar neem die Here in vertroue. En as die Here jou 'n bietjie uit jou comfort zone uithaal dat jy na 'n ander plek toe moet gaan, moet dit nie terughou nie, want jy verloor die seën van die Here. Vertrou, kom ons begin al hoe meer op die Here vertrou in plaas van op die mense. Loof die Here. Ek het vanoggend iemand hier ontmoet wat van Pretoria afgekom het. Wie was die mense gewees? Pretoria mense. Was julle gewees, né? Nee? Sorg of my op. Vriend my hart, ek wil dit sê, ek ken julle nou nie. Julle het nog gekom na die oorsee, na die Kaap toe. Amen. Maar ons goed waaroor julle die Here vertrou finansiëel in julle werk. En die Here sal vir julle voorsien. Ek wil jy moet hoor hoe God die dots connect vir julle. Kan ons gou bid oor hulle? Here, ons seën hierdie mense in Jesus se naam. Here, when you give a vision, you will also give the provision.
As U hulle gestuur het, sal U hulle pad gelyk maak. En daarom spreek ons geopende deure in die naam van Jesus Christus. Dankie dat finansiëel en werkswys, soos wat Nico vanoggend getuig het, dit hulle getuienis ook sal word. Terwyl dit in hulle harte geresoneer het, Here, haal ons dit vanoggend, dat ons hulle eintlik rol soos kamele. En ek dank U dat hierdie woord sal uitgaan en dat dit hulle sal deurdra. Here, dat hulle sal kan getuig oor 'n paar maande dat U deurgekom het vir hulle. We speak it over them in the mighty name of Jesus, en almal sê amen, 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 amen. Loof die Here. Weet jy wat, ons het nodig om te leer om die woord van die Here te mediteer. Die teenoorgestelde van die woord bedink is bekommernis. Né? As jy worry oor 'n ding, jy bedink hom oor en oor en oor en oor. Partykeer dan gee jy hom vir die Here en oor 5 minute dan sit jy weer, yes, julle is heilig. Julle is heilige. Julle my help vanoggend, hoor, my stem gaan dit nie hou nie. Maar jy moet dit vervang met dis wat die Here sê. 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 Jy moet daai belofte, jy moet hom so baie bely dat ek kom van hier af hiernatoe. OK? Die woord van die Here, dis wat ons deurdra. En dis wat Nico sê. You got to get to that place. Sê, Here, U sê U sal vir my sorg. Here, ek weet U sal vir my voorsien. Here, ek weet U gaan vir my deurkom. Want U is God en U is getrou. Amen. Sê vir jou langs jou, die Here is getrou. Sien jy, ek laat jou preek volgende. Ek is slim, hè? Ek is slim. Jy moet preek. Is jy reg vir die woord? Kom ons kyk hoe neem die Here hom. Ek wil met jou deel met my jeugsteam die tema Kerkstraat na Regheidstraat. Ek het so 2 weke terug gepraat oor, is eintlik 'n anti-tradisionele preek gewees, nie oor tradisie nie, want tradisie maak die kerk dood. Tradisie maak die kerk dood. Tradisie maak die kerk dood. Sy tradisie maak die kerk dood. Ons is die apostoliese geloofsending van Suid-Afrika. We are apostolic by nature. Nou ek weet, jy kry nie meer apostels wat dieselfde gesag dra as die 12 apostels van die Bybel nie. Maar kan ek vir jou sê, die apostoliese bediening gaan nog voort. Mense wat God gebruik, deel van die vyfvoudige bediening, jy kan gelees Efesiërs 4 vers 11, God gebruik nog mense om groot dinge vir hom te doen. En kan ek vir jou iets sê, jy vorm deel van daai plan. God genees vandag nog mense. God doop vandag nog mense met sy Heilige Gees. God praat vandag nog profeties. God doen vandag nog wonderwerke en werke van kragte. As jy dit glo as 'n lidmaat van die apostoliese geloof sending van Suid-Afrika, kom aan iemand, sê amen. So ek wil jou herinner, and we walk by faith, ons is apostolies en ons geloof, and we are on a mission. Ons het nie hier om te sit en wag tot die Here kom nie. Ons is nie besig om hier te sit en stof vergader nie. We are here because God called us to be the salt and to be the light and to be Jesus to other people. Okay. So die Here het jou gered, nie sodat jy hier kan sit en ons goed kan voel in die kerk is vol nie. Die Here het jou geroep. Die Here het jou geroep by jou naam. Hy het dit laasweek so mooi gesê. En ek wil jy moet dit vanoggend hoor. So we will be pursuing that as the apostolic faith mission. Kom ek vat jou na Handelinge 9 toe. Nou ek wil net jy moet luister. Handelinge 9 vers 3 tot 8. Ek praat met jou oor Kerkstraat tot Regheidstraat. En ek wil net jy moet luister. Ek wil net jy moet distracted word, miskien met die teks voorop jy luister net. Gaan ek vir die storie vertel. En jy ken dit baie goed, maar hoor dit vanoggend nie. Maar Saulus, wat nog dreiging en moord geblaas het, teen die disippels van die Here, het na die hoëpriester gegaan en van hom briewe gevra aan die sinagoges in Damaskus. Hy gaan na die hoëpriester toe en vra vir hom briewe. Die briewe moet iets spesifiek sê, sodat as hy mense sou vind wat van die weg was, manne sowel as vroue, hy hulle geboeid na Jerusalem kon bring. En toe hy op reis naby Damaskus kom, omstraal hom skielik 'n lig van die hemel af, en hy val op die grond en hoor 'n stem wat sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? En hy sê, wie is u Here? En die Here antwoord, ek is Jesus wat jy vervolg. Dit is hard vir jou om teen die prikkels te skop. En terwyl hy bewe en verbaas was, sê hy, Here,
wat wil u hê moet ek doen? En die Here antwoord hom, staan op en gaan na die stad en dit sal jou gesê word wat jy daar moet doen. En die manne wat saam met hom was, het sprakeloos gestaan terwyl hulle wel die stem hoor, maar niemand sien nie. Toe staan Saulus van die grond af op en alhoewel sy oë oop was, het hy niemand gesien nie en hulle het hom aan die hand gelei en in Damaskus gebring. En ek gaan vir jou verduidelik wat van hier af gebeur. Uiteindelik gaan hy na Damaskus toe en hy's in 'n ou met die naam van Judas se huis vir 3 dae en vir 3 dae eet en drink hy niks nie. Dink julle Paulus of kom ons sê Saulus was bekeerd nadat hy die ontmoeting gehad het? Amen. Ek dink nogal as die Here met jou praat uit die hemel uit, gaan jy nog 'n openbaring en jy gaan nogal gered word. Amen. En hy's in die huis en die Here gaan praat in die stad met 'n ou met die naam van Ananias en hy sê, Ananias, ek wil hê jy moet gaan na Reguitstraat toe. Daar's 'n ou met die naam van Paulus en ek wil hê jy moet vir hom bid dat hy weer kan sien. En Ananias gaan en nadat hy 'n klomp verskonings het, hy sê, Here, ek het gehoor van hierdie man, ek het gehoor wat die Here sê, hy gaan lê sy hande op Saulus. Saulus sien weer en die Here doen 'n groot werk in sy lewe. Nou goed. Daar was 'n paar goed wat ek gou vir jou wil uitwys aangaande hierdie storie. Is jy reg vir die woord van die Here? Die Bybel sê dat God, Jesus, kom 'n lig omstraal op uit die hemel en Saulus hoor 'n stem wat sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Ek weet of jy kan onthou nie, so 2 weke terug het ek gepraat, of so 'n paar weke terug het ek gepraat oor Samuel wat in die huis van die Here lê, wat besig is om die Here te dien, maar nie die Here te ken nie. En ek het gesê, dis moontlik om die Here te dien, maar nie die Here te ken nie, maar God se begeerte is dat ons hom sal ken. En dan kom 'n stem na Samuel wat sê, Samuel, Samuel. Ek wil vir jou begin vanoggend deur te sê, wat ek reeds gesê het, is dat God het jou geroep en hy het jou geroep by jou naam. Hy verskyn aan Saul. Kan ek jou herinner dat Saul was 'n moordenaar gewees. Saul het die kerk vervolg. Hulle het die vrouens en die kinders uitgesleep. So dit maak nie saak wat jou verlede is nie. As jy sit in jou sonde, het God jou geroep. Saulus was net so geroep soos Paulus. Maar toe hy die stem van die Here hoor en hy sê, Here, hier is ek. Toe vat die Here hom met al sy issues, al sy probleme, al sy sonde, al sy moord, alles wie hy is, en die Here verander hom. En hy maak hom 'n man van God. En die enigste verskil tussen Saulus en Paulus was 'n ontmoeting met die lewende God. Saul, Saul, hy ken jou. En kan ek vir jou sê, hy ken ook jou adres. Hy weet waar jy bly. Toe hy daar in Reguitstraat is, toe sê hy vir Ananias, hey, daar's 'n ou. Daar's 'n gemeente, daar by 101 Jenningstraat. Hy sê, I want you to go and minister to those people in the power of the Holy Spirit. God ken jou naam, God ken jou adres. Die Here ken jou beter as wat jy jouself ken. Maar moenie dat jou issues maak dat jy nie erken dat die Here jou geroep het nie. Hy het jou geroep van jou moeder skoot af en hy roep jou stem, Saul, Saul, Samuel, Samuel. Toe hy aan Moses verskyn in 'n doringbos, toe sê hy, Moses, Moses, gaan lees dit. Hy roep jou, hy het jou geroep en hy het Saul geroep, alhoewel Saul nie eintlik op 'n plek was om daardie roeping te kon aanvaar nie. Hy sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Hy sê, dis moeilik vir jou om teen die prikkels te skop. Waarom skop jy teen die prikkels? Dit praat van iemand wat intentioneel ongehoorsaam is. Hy het eintlik geweet wie God is. Dis waarom sy reaksie was, Here, wat wil jy moet ek doen? Dadelik weet hy wie dit is. Hy was teen hierdie evangelie gewees. Hy was teen hierdie weg. As a matter of fact, was hy op pad na Damaskus met briewe om vir die kerke in Damaskus te gaan sê, as hier van hierdie nuwe mal mense is in hierdie dorp, kan ek hulle arresteer en hulle terugvat. As daar van hierdie mense is in hierdie Damaskus wat glo dat God nog doop met sy Heilige Gees, kan ek hulle arresteer en hulle terugvat. As daar nog van hierdie mal mense in Damaskus is, kan ek hulle wat glo dat God nog genees, hulle wat so eenvoudig is en nie so hoogheilig soos ons
die fariseërs nie. As ek van hulle kan kry, kan ek hulle maar arresteer en hulle terugvat Jerusalem toe. As ek mense in die strand kry wat nog glo, kan ek hulle arresteer en kan ek hulle terugvat. Dit praat van 'n ou wat weet hy doen verkeerd, jy skop teen die prikkels. Onthou jy, toe jy nog BlackBerry fone gekry het, dan praat niemand met jou vir 'n tyd en dan ping jy hulle. Onthou jy, is jy nog daar? Jy ignoreer my, né? Ping, 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 ping. Dis hard vir jou om teen die prikkels te skop. Die Heilige Gees hou aan met werk met jou, maar jy resist it. But out of love, he never quits. He never stops. He keeps on pinging. He keeps on pinging. Kom aan, ek is te lief om jou te los. God roep gewone mense soos ek en u. God roep 'n moordenaar. God roep 'n prostituut. God se genade kom tot sy volle reg, nie in jou plusse nie, maar in jou minusse. En hy gebruik die goed wat jy deurgegaan het, om jou voor te berei vir dit wat hy vir jou instoor het. Gaan gou vir my na die volgende slide toe. Kan ek gou vir jou iets sê oor Paulus? Paulus praat van homself, dan sê hy, want julle het gehoor van my lewenswandel, vroeër in die Jodendom, dat ek die gemeente van God uitermate vervolg en dit verwoes het, en dat ek in die Jodendom vooruitgegaan het bo baie van my leeftyd. Hy sê, selfs onder die Jode, hy sê, ek het vooruitgegaan, ek was een van die top ouens gewees. Hy sê, ek het 'n issue gemaak met hierdie ouens wat hierdie Jesus kom verkondig, wat teen God is. Ek het oorlog verklaar teen die kerk, want ek het verstaan dat hulle teen God is. Ek het vooruitgegaan, hoe baie van die leeftyd onder my stamgenote, terwyl ek ywerraar was vir die oorleweringe van my voorvaders. Paulus sê, ek was 'n ywerraar for the traditions of my fathers. Traditions. Maar toe ek met die lewende God 'n ontmoeting het, toe gebeur daar iets in my lewe. Toe dien ek nie net hierdie Here nie, toe ken ek hom ook. God gebruik wie hy is en wat jy het. Paulus was 'n man geleerd in die wet gewees. Hy was baie slim. Jy moet baie slim wees om vir mense te bewys uit die Ou Testament uit dat Jesus Christus die seun van God is. Ons kan dit nou doen wat ons in die Nuwe Testament. Hy het nie. Jy moet die skrif ken. En hy vervolg die kerk. En in al sy hoogmoed en in al sy vooruitgang en in al sy reëls en tradisies en hoe goed ek is as 'n fariseer. Nee, Jesus vertel die gelykenis van die fariseer en die fariseer sê, Here, dankie dat ek 2 keer 'n week kan vas en hier aan die ander kant staan 'n sondaar en sê, Here, wees my barmhartig. I've got nothing to brag about. En Paulus is hierdie ou. En in al sy godsdienstigheid, sondigheid in die kerk. Kan ek dit weer sê, in al sy reëls, in al sy ywer vir God, in al sy vooruitgang, in al sy oorleweringe, sondigheid teen. Maar God ontmoet hom. En toe gebruik God sy kennis om iets goeds daaruit na vore te bring. Kom ek lees gou vir jou verder. Hy kom tot bekering. Die Bybel sê in vers 20 toe hy tot bekering gekom het, en hy het dadelik Christus in die sinagoges verkondig dat hy die seun van God is. Hierdie selfde ou wat nou net teen die kerk was, het 'n ontmoeting met die Here. Hy's vir 3 dae blind, alhoewel sy oë oop is. Kan ek vir jou sê, baie mense se oë is oop, maar hulle sien nie. Iemand sê amen. Sy oë is oop, dit was praat profeties, dat sy oë was oop, but he didn't see yet. He didn't know Jesus. Toe kom Ananias, en hy lê sy hand op hom, en hy bid vir hom, en die Bybel sê, en sy oë het oop gegaan, dat toe sy oë oop is, toe kon hy sien, Jesus sê op 'n kol, Here, hierdie volk, hulle oë is oop, maar hulle sien nie. Hulle het ore, maar hulle hoor nie. Ek bid dat ons mense sal wees, wat 'n visie het, aan wie die God is, en wat hy vir jou wil doen, en dat dit in jou binneste iets sal begin lewend maak. Hy was siende,
tog was hy blind. Dit praat van iets, dit moes so gebeur het. Maar God gebruik hom. En al hierdie kennis wat hy opgedoen het, vat die Here, en hy gebruik dit vir hom. Vers 20, hy dadelik begin. Toe hy Jesus ontmoet, toe verander al sy persepsies. En hy dadelik Christus in die sinagoges verkondig. Hoor nou, en almal wat hom gehoor het, was verbaas en het gesê, is hy nie die man wat die ander vervolg het nie, maar Saulus het al meer krag ontvang. En dan sê dit, en na geruime tyd het die Jode beraadslag om hom om te bring. Hy is die ou wat die kerk vervolg. En hy kom tot bekering. 4 verse in die Nuwe Testament, en as 'n bekeerde ou, sê dit, het die Jode beraadslag om hom om te bring. Dis wat dit doen wanneer jy die Here ontmoet. Paulus sê die Bybel, hy stuur vir Ananias en hy sê, Ananias, gaan bid vir Paulus, want hy is vir my 'n uitverkore werktuig. Hy's 'n uitverkore werktuig. Hy's vir my 'n instrument wat ek groot dinge mee gaan doen. Jy geweet, jy's vir die Here 'n uitverkore instrument. Jy's 'n implement, jy's 'n tool. En kan ek gou vir jou sê, wanneer iemand wat 'n goeie houtsnyer is, en hy wil iets uit 'n beeld uitsny, en daar's 'n stuk hout, en hy vat 'n mes, of hy vat 'n skroewedraaier, en hy maak iets moois, dan is dit nie die skroewedraaier wat die eer kry nie. It's the one who made it, the one who used him. Ek wil ook vir jou sê, die krag van die skroewedraaier word bepaal deur die een wat hom vashou. Hoor dit, die krag en die vernuf van die skroewedraaier word bepaal deur die een wat hom vashou. Dit gaan nie vanoggend oor wat jy het noodwendig om te gee nie. It's about I am yielding myself to the master's hand. Here, as U sê ek is 'n uitverkore werktuig, vat my dan en doen met my wat net U met my kan doen. Al het ek net 5 broodjies en 2 visse. Ek weet dat ek is meer werd in die hande van die Here as in enigiemand anders se hande. En Jesus kan met my meer doen. Broken, sinful, whatever I might be, Jesus can do more with me because I'm a chosen vessel for His glory and for His honor. Is daar mense vanoggend hier wat hulle self wil oorgee en sê amen. Here, gebruik my as 'n uitverkore werktuig. Lig op jou hand en sê amen. Julle moet bid vir my stem. Ek praat met jou oor Kerkstraat na Regheidstraat. Kerkstraat na Regheidstraat. Dis iets wat ek wil hê jy moet sien. Paulus is op pad na Damaskus, na die sinagoges. En die sinagoges mos gewoonlik in Kerkstraat. Ja, gesien die plattelandse dorpe, elkeen het ten minste 'n Kerkstraat. Elkeen het ten minste 'n kerk, 1 bank en 'n drankwinkel, is dit nie? En as die dorp baie klein is, hulle langs mekaar. Hy is op pad na Kerkstraat toe. Ek gaan iets goeds vir die Here doen. Ek gaan hierdie sekte gaan ek verwyder. Hy is op pad na Kerkstraat. Maar hy ontmoet die Here en hy eindig op in Regheidstraat, die plek van die Gees. Daai woord regheid, in die Grieks is dieselfde woord. Ek het so 'n paar weke terug geoor gepreek wat hy sê, wat Johannes gekom het en sê, maak reguit paaie vir julle voete. Hy sê, vul op die dal, maak gelyk, make way for the king to come. Hy sê, gaan na Regheidstraat. Hy sê, ek het jou omgekeer. It's not about the traditions of man anymore. It is about what God wants to do. I want to take you from the street of tradition to the street of the Holy Spirit that has been prepared for the king to come in your life and in my life. Jy sien, die ding is, baie keer dan dink ons hoe slimmer ons is. Hoe slimmer ons is, hoe heiliger is ons. Is dit nie? En is goed, ons moet mense van die Bybel ken.
ons moet mense wees wat die Bybel ken. Die woord moet oorvloediglik in ons leef. Maar net omdat jy die Bybel die beste ken, beteken nie noodwendig jy is die mees geestelikste persoon nie. Die Fariseërs kon die Bybel vir jou opsê. Yet they did not know God. So ek het nie 'n issue met Stellenbosch nie. Ek wil net sê, Here, gee my eerder 'n ondervinding met 'n doringbos. Hierdie is fyn, Here, hierdie is fyn. Hierdie is fyn. Ek sal die teologie gaan swat, al doen dit sy graad georden alles. Ek het nie issue met Stellenbosch nie. Maar Paulus het 'n doringbos ondervinding soos Moses gehad op Damaskus. En dit het sy ywering vir the traditions of man weggevat. Gesê, Here, laat ek wees, ek is die grootste van sondaars, maar laat ek wees alles wat U wil hê dat ek moet wees. Ek bid dit vir ons gemeente, ek bid dit vir jou, ek bid dit vir my, ek bid dit van ons gemeente, en ek vertrou die Here, dat in volgende naweek se dienste, in besonder dit iets sal ontketen, iets wat dormant lê in mense se harte, sal wakker word, en sal sê, Vader, in die naam van Jesus Christus, kom doen iets. Want terwyl ek nou praat oor die AGS, wil ek jou herinner dat hierdie kerk sy begin gehad het by 'n straat met die naam van Azusa straat, waar God sy Heilige Gees uitgestort het. En Azusa straat is 100 jaar terug, maar vandag nog hier is Jennings straat. Mag die Here iets in Jennings straat doen, wat die Helderberg kom skud, omdat mense 'n Damaskus ondervinding met God gehad het. Jy moet bid vir my stem. Nie vir my bietjie musiek aan sit nie, kan ek vir jou vra? Elkeen van ons, of baie van ons wat hier sit, is wat ons is, omdat ons met die Here ontmoeting gehad het. Jy kan weet van iemand, maar as jy daai persoon ontmoet, is dit lewensverandering. Jy kon geweet het wie's Nelson Mandela, maar ek dink as jy hom ontmoet het, het dit iets profounds in jou lewe gedoen. Ek het hom ontmoet, en hy het my ontmoet, en nie net my ontmoet nie, hy het my naam geken, en hy het my geroep, hy het uitgereik na my toe, en gesê, Melandi, ek roep jou, al wat jy hoef te doen, is om ja te sê, al wat jy hoef te doen, moenie worry nie, jou roeping is van my af, en as jou roeping dan van my af is, het niemand 'n reg om dit weg te neem nie. The world ain't give it, and the world can't take it away. Hy sê, en ek sê jou roep, hy sê, ek het jou geroep, jou roeping is van my af, en daarom is ek die een wat jou bekwaam sal maak. Daarom in watter spasie, wat jy ook al voel, dit nodig is dat jy moet doen, wat ek wil hê jy moet doen, waar jy moet getuig, I have made you capable to do that, because God don't call the equipped, He equips the called. He equips the called, He uses messed up people. En dan sê jy, ja, maar as hy dit doen, dan kan ek nie brag nie. Presies. Dis wanneer hy jou roep, wanneer jy voel jy verdien dit die minste. Dis wanneer hy sy hand op jou sit. Ek bid vanoggend dat jy sy stem sal hoor. En ek bid dat ons sal wegbeweeg meer en meer vanaf godsdienstigheid. Godsdienstigheid bedoel ek just going through the motions of doing church and getting to the place of being church. Van godsdienstigheid na gees vervuld. He was serving God. Saul was serving God. Yet he did not know him. Was going through the motions, being a man of God, doing church, but not being church. Jo, ken die wette, doen die wette, but there was more. There was more. En op 'n dag skyn 'n lig op hom, en 'n stem kom wat sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Jy vervolg nie my kerk nie, jy vervolg my. En hy
Hy sê, wie is die Here? En sy lewe verander net so. Hy gaan van godsdienstigheid na geesvervul. Kom, geef jy nog een teks, gaan gee my aan. Handelinge 9 vers 17 sê, en Ananias het gegaan en in die huis gekom en hom die hande opgelê en gesê, Saul broeder, die Here het my gestuur. Naamlik Jesus wat aan jou verskyn het, op die pad waarmee jy gekom het, sodat jy weer kan sien en met die Heilige Gees vervul word. Twee goed. Saul het ontmoeting met die Here. Hy is vir 3 dae in Judas se huis in Damaskus. Ons het net nog gesê hy is gered. En Ananias kom en Paulus vertel hierdie selfde verhaal in Handelinge 22 en dan sê hy en Ananias het gekom. Hy sê, en nou, waarom versuim jy? Terwyl jy die naam van die Here staan op en laat jou doop. He was saved, maar hy het hom laat doop. En dan sê dit, ek het gekom sodat jy weer kan sien en met die Heilige Gees vervul kan word. Wanneer God jou red, is jy gered. Jy word gered deur geloof. Maar die volgende stap van geloof is dat jy jouself sal laat doop. Dit was met Paulus so, dit was met elke apostel, elke persoon in die Nuwe Testament so. Ek weet, ons kan die debat hê, red die doop of red die dood, geloof wat ons red. Maar as ons God wil behaag en gehoorsaam wees, let us be baptized, even as he was baptized. Okay? So as jy sit en jy is nog nie gedoop nie, nooi ek jou uit, kom praat met my. Ons het nodig om jou te doop. Maar dan wil ek vir jou sê, die proses is nie klaar nie. Paulus is gered, Paulus is gedoop, but God knew he needed one more thing to be effective. En hy stuur Ananias, en hy sê, dat jy weer kan sien, maar jy gaan nou anders sien. Jy wil ander doodgemaak het, hulle gaan jou nou wil doodmaak, né? Net so, verander dit. But I am going to empower you. Dat jy kan sien en gevul kan wees met die Heilige Gees. Ek glo die doping in die Heilige Gees is vir vandag. Ek weet baie kerke glo dit nie meer nie. So noem my oudtyds as jy wil. But I'd rather be guilty in trusting God for too much than trusting Him for too little. Jy is alright, jy is gered en jy is op pad hemel toe en jy gaan, maar God wil vir jou meer gee. Ek sluit hierdie preek af. En ek wil, oom Tommy, kan ek jou aanhaal, jy 2 jaar terug, ek onthou jou preke, 2 jaar terug het jy 'n preek gepreek. Ek preek hierdie preek vanoggend, want ek wil hê ons moet wegkom van tradisie, maar ek wil ook hê, dan moet iets in jou binneste gebeur, rakende dit wat God beplan om vir jou te gee. En oom Tommy sê, die doping in die Heilige Gees is nie vir almal nie. Hy sê die doping in die Heilige Gees is net vir hulle wat dors is. Niemand forceer jou in die plek nie. Maar die Here ag dit so belangrik dat Saulus gedoop sal word met die Heilige Gees, dat hy iemand stuur. In Handelinge 8 kom die ouens in die stad tot bekering en die Bybel sê hulle word gedoop. So as jy gedoop is jy obviously gered. Jy is gedoop en jy is gered. Maar hy sê hy stuur vir Johannes en Petrus na hulle toe van 'n ander plek of hy sê gaan bid vir hulle dat hulle die doping in die Heilige Gees kan ontvang. They were saved and they were baptized, but there was one more thing that God wanted to do. Want wanneer jy gedoop word met die Heilige Gees, gebeur iets in jou binneste. En dit is soos 'n Damaskus ondervinding, wat die dood van die vlees breek. Dit is soos iets wat jou wegvat van tradisie.
en dood na lewe is. Iets wat jou bring vanaf godsdienstigheid na gees vervuld. Maak hierdie sin vir iemand hierdie woord. Ek nooi jou uit volgende Sondag. Die Here wil iets nuuts doen. Miskien is jy sinies, miskien is jy negatief, dis oukei. Maar mag jy onder die oortuiging van die Heilige Gees ontdek die waarheid van sy woord en wat hy vir jou wil doen. Ek praat met mense van die apostoliese geloofsendingkerk. Never mind Azusa. May this become Jennings. May this become Jennings in Jesus' name. Wil die orkesie gou vir my vorentoe kom nie? Dan sing ons hierdie lied, ek het U lief o Heer, nog 'n paar keer. Sy nie vir ons speel en ek wil jou vra wie nie saam met my staan nie. Miskien is hierdie vir jou vreemd. God still baptizes with fire. En daar's so baie getuienisse van dit. Ek wil jou 'n oomblik gee vanoggend. Net op grond van die woord wat geloof in jou gewek het. Om jouself te wy aan die Here. Here, meer van U in my. Here, doen weg met my tradisies. Doen weg met dit wat dood is. Here, praat in hierdie oomblik met jou. En jy hoor sy stem. Stefan. Gerard. Johan. Sanet. Roep ons tot meer. Het gaan nie oor ons denominasie nie. Here, hierdie kerk het baie foute. U weet dit. But it's the only church we've got. And you want us to be full of you, full of power, full of faith, full of the Holy Spirit. So we just want to surrender ourselves in this morning again. Verneder julle dan onder die kragtige hand van die Here. Op die regte tyd sal hy julle verhoog. We surrender ourselves. In Jesus' name, kom ons sing het. Bly net so staan. Sing ons